the blues before I could talk. Hi man, gaan met jou? Stefansie, waar trek jy nou? Ek is nou net hier deur die Union Dale maar. Wil maar iets van die dorp af hê? Ag my kind, ons het alles wat ons nodig het. Bring net geselligheid so. Maar weet mos, nee. Dink ek 'n ekstra plek vir Estie? Nee maar, Estie kon dit nie maak nie. Haai my kind, gaan jy dan ooit Maar- vir my se huis toe bring? Estie is nie regtig meer deel van die planne nie. Ek kan nie wag om jou te sien nie. Kan ook nie wag om haar te sien nie. Sien julle nou, nee? Lief vir julle baie. Tata. Whenever you came, because you was born as a blues and boogie man. Come and play, because the blues will always stay. Yeah, I'm a blues and boogie man. Yeah, and I boogie whenever I can. Boogie man. Hey nou, beter. Volgende op die complimentary breakfast, die mengelmoes mix. As jy wil groot geld wen en jy het die antwoord, bly ingeskakel. Mengelmoes mix is volgende. Jacaranda FM. Yes, my bro. Ek is so bly om jou te sien. Sê vir my asseblief jy is vandag oop. Dit hang af. Ek werk mos nie met Amerikaanse karre nie. Okay, wag. Ek is Stefan. Swys. Sê vir my Swys, het jy 'n halfuur van jou tyd om gou te kyk na my kar se radiatorpyp? Jy's lucky. Jy praat met die beste mechanic vir die liewe Vader nog ooit geskaap het. Kom.
Ja. Yes, ou seun. Hoe kan jy met so 'n kar ry? En so kondisie? Wat bedoel jy so kondisie, man? Sê vir my, hoe lank gaan jy vat om 'n part te kry vir jou? Sjoe, hierdie skedonk. Ja. Wel, dis goeie Vrydag. Hierdie gaan jou baie geld kos. Skedonk. Hierdie Ja. is... Here's jou probleem. Right there. Ek het baie geld. Dit vat 2 weke vir die goed om my uit te kom. 2 weke. Ek kan nie 2 weke hier bly nie. Ek moet vandag hier uit. Wag, stompie. Yes, Stompie. Hoe lyk dit? Lekker. Sê my 'n korte part 9 Delta B 625 met sy eie moer. Ja. Goed. Kyk maar wat jy kan doen. Bring dit gou oor. Jy kan bly wees, Stompie is 24/7 oop. Jy sal maandag jou kar hê. Maandag. Ek kan nie maandag eens my kar kry nie. Ek het hom vandag nodig. Gee my so 'n uur. So waar drink ons 'n dop in hierdie dorp van jou? Jy kan try daar by die Sabine. Of kyk of die hotel nog oop is. Ek sien ek jou oor se uur, my maat. Maak dit 2. 2 ure. Môre? Is dit te vroeg vir 'n bier hier in jou plek? 'n Bierproe moes hele dag dieselfde. Nou in daai geval kan ek asseblief 'n draft kry. Julle maak tog sekerlik 'n ontbyt of hoe? Ontbyt. 1 bier. Dit is net so goed so 7 snye wit brood. Dis die waarheid. Lyk my jy ken haar. Man, ek kon sweer ek het hierdie vrou nou net langs die pad gesien. Sy het dieselfde blouse aan as op die foto. Het jy gestop? Of het jy verbygery? Ek het gestop en omgedraai, maar sy was lankal nie meer daar nie. Man, ek het 'n laat nag gehad. En ek voel môre. Ek dink my verbeelding hardloop my weg. Ja, nee. Elke vreemdeling wat in hierdie dorp aankom en hier inkom en daai foto sien, glo hulle daar gesien. Maar dit is onmoontlik. Hoe bedoel jy onmoontlik? Sy is op die foto en ek het haar nou net gesien. Sy is miskien op daai foto, maar sy is 30 jaar terug al dood. Dan wil jy vir my sê ek het spooke gesien. Alice, jy in spooke glo? Nee, het jy seker een gesien? Man, ek glo nie in spooke nie. Mannetjie, op hierdie dorp
Voor jy jouself kan kry, word jy self deel van 'n donker se spookstorie. Frik! Wat weet jy nou, hè? Gaan sit daar en drink jou bier. Wat weet jy in 'n geval? Nou, waar kom jy hier aan? My kar het gebreek hier langs die pad, dit het daar op die grond gelê. Toe nou, né? Ja. Johan. Ek ken hom as ou Swannie. Hy was die seun van een van die rykste boere in die distrik. Hy sou sy pa se geld, alles sou hy geërf het. Nou hy en Marie. Dis nou daai ene met die pragtige donker hare, né? Nie in my kroeg nie. Nou Marie en Johan, van kleins af, het hulle net oë vir mekaar gehad. Funkel en koriander. Die een was onvolmaak sonder die ander. Hulle was soos vleis en aardappels altyd saam. Môre Dominee. Goeiemôre. Gaan dit? Gaan dit nie goed, dankie Dominee. Gaan met Pragtige groente wat al julle hier het, né? Ja, nee, ek is baie gelukkig Dominee. Alles vars vrugte en groente uit die kloof uit vanoggend. Wonderlik. Gaan dit by die kerk doen? Dit gaan baie goed. Dit gaan regtig goed nou. Okay Dominee. Lekker dag vir Baie dankie, dit is goed om te Totsiens Dominee. Totsiens. Dat dit met jou goed gaan, hoor. Ja, Johan, ek gaan vir julle kry, hoor. Hou dit, ek gaan vir julle vat. Elke liefdesverhaal is soos 'n sprokie. Net soos 'n sprokie vol blydskap en geluk is. Is daar ook soms pyn en hartseer wat volg. Marie, Johan, wat maak jy hier? kom buite toe. Ek het vir jou 'n verrassing, kom buite toe. Hallo. Gaan bly. Wag. Ek gaan nou. Hey, julle wat dink julle wat doen julle? Dis erg die man. Die hele dorp is in reproer. Ek dink jy so nie. Ek wonder waar is Johan? Ek weet nie hoekom jy so gepla is met Johan nie. Julle pas in elk geval glad nie by mekaar nie. Jy weet ek is mal oor hom. Ek het amper gister gesien. Wat, Marie? Dink jy nie met wag vir die regte een nie? Maar hy is die regte een. Marie, Ek sien jou later.
jy arrogant? 2 jaar voel soos 'n ewigheid. As jy jou oë uitvee, is ek terug. Beloof my jy sal vir my skryf. Ek sal elke week vir jou 'n brief skryf. Dis 'n belofte. Ek wens ek kon elke dag vir jou soen stuur. Ek meen, hoe erg kan dit nou wees? Jou mamma is nie nou hier om jou vuildoekies op te ruil nie. Ek is nou jou pappa. Julle is myne. Julle is nou in my wêreld. Wat ek sê, is feit. Kyk voor jou. Ek sal agter jou kyk. Trommel. Wat lyk jy so verskrik? Jy staan op die bed vol tande. Hoe wil jy ooit 'n soldaat wees? Trommel! Sak so alle vol! Sak! Ja! 2! Zalig op wissels! Nog jylle vir wissels! 2! 3! Liewe Marie, my engel, my alles. Net 'n paar woorde vandag uit hierdie donker plek uit. Jy draai so konstant in my gedagtes soos die maan om die aarde. Saans as ek opkyk na die sterre, wonder ek of ons oë deur dieselfde ster ontmoet. Slaap, Sollevo. Snor krappers boor die kombers. Maar Michelle, sy het met die posmeester onderhandel dat alle briewe van Marie en Johan teruggehou word. Bosbrade, opera! Seksie aandag. Dis byna van die feit dat julle so ver van julle huise af is daar nog mense wat lief is vir julle. En vir party is daar meer mense wat lief is vir hulle as ander. Dat hoor. Ja, kapraal. Daar op. Hoe was jou skaf? Zie jy boem daar? Ek sê nou kapraal. Ga praat met hom. Yes, kapraal. Beweeg. Beweeg. Oster. Ja, kapraal. Brief van je oma. Dankie, kopro. Rek soos motbolle. Je oma baie motbolle in huis. Ek weet die kopro. Morris. Ja, kopro. Van wie af dink julle is hierdie briefie? Het jy 'n meisie, Morris? Ja, kopro. Ek dink hierdie briefie verdien 50 push-ups. Dan gaan jy. Hey, Swalleboel. Jammer niks vir jou vandag nie, man. Dalk 'n volgende keer. Maar ek gaan vir jou maatjie gee as hy terugkom. Ja, kom rol. Dit toe beweeg. Daar's 'n brief wat vir jou wag. Sy het ook gesorg dat die posmeester die briewe van Johan aan Marie onderskep. Nou kyk niks. Kom ooit verniet nie. My enigste, mees waardevolle skat. My alles, soos ek joune is. Liefde, Johan. Michelle, jy kyk of ek 'n brief gekry het van Johan. Dit is net 'n klomp venstertjie koeverte en niks van Johan af nie.
Laat net nog wag van om te hoor. Michelle, ek is so bekommerd. Marie. Jy weet hoe's mans. Hulle hou hulle belofte tot die volgende mooi jong meisie oor hulle pad kom. Kyk, dit is 'n jaar wat jy laas van hom gehoor het. Dink jy nie dis maar tyd dat jy net aanbeweeg met jou lewe nie? Nou so 2 jaar later, Toe Johan terugkom van die army af, wou hy sy familie verras. Hy het geweet as hy bel, vertel die sentrale die hele dorp. En soos dit maar op 'n klein dorpie gaan, het die nis in elk geval by die sentrale 'n draai gemaak. Ja, kom terug, Jantjie. Waar is my male? Jou male is vanoggend vroeg George toe. Waar is die sleutel vir die volle? Hy is in die kar. Ek gaan na Marie toe. Ek gaan jou ma sê, Jantjie. Marie! Hi, Johankie. Hallo Tannie. Julle, maar jy het 'n man geword. Ons het nou net gehoor jy's terug in die dorp. Die nuus versprei dat maar vinnig in die dorp. Waar's Marie Tannie? Weet jy toe sy gehoor het jy's terug, toe sy uit soos 'n stoomtrein. Ek weet waar sy is. Dankie Tannie. Okay. Nou kyk, Johan het nie die beste geluk met motorvoertuie gehad nie. Die laaste een het of gebreek of sonder brandstof gaan staan. Marie. Waar was jy? Hoekom het jy nooit vir my geskryf nie? Ek het 1 keer 'n week vir die laaste 2 jaar vir jou geskryf. Waar is die briewe dan? Ek het eers gedink iets ondenkbaars met jou gebeur en toe dink ek jy van my vergeet. Marie, kyk vir my. Ek sal nooit van jou vergeet nie. Ek het elke oomblik van elke dag aan jou gedink. Trou met my. Trou met my. Ja.
Marie se lewens loop oor van vreugde. En Michelle se hart dra swaar aan die gedagte dat sy nooit die man op wie sy so verlief was, se arms om haar sal voel nie. Kan maar slaap as jy wil. Ek is seker ek moet nie wakker bly om jou wakker te hou nie. Ek is te gelukkig om te slaap. Ek is 'n verpleegster by die hospitaal, meneer. Hier was 'n baie ernstige ongeluk. Ons het nie al die besonderhede nie. Kan u dalk 'n paar vrae beantwoord? Konstabel? Wat is u van, meneer? Swanepoel. Is daar enige iemand wat ons kan skakel? Laat weet dat jy in die hospitaal is. Die ouers of die vrou? Is dit Marie? Is die vrou Marie? Marie was. Is dit vandag? Is dit vandag getrou? Zijn we samen bij die kar? Nee, meneer, daar was niemand saam met u in die motor nie. Zijn we samen in die kar, mijn vrouw? In die kar. Meneer, wie doet Marie? Marie. Meneer Swanepoel. Meneer Swanepoel, haal eens my asem. Dokter! Toe die beetle rol, is Marie 'n hele eind uit die kar uitgeslinger. Maar dit was nie die hout in haar kop wat haar doodgemaak het nie. Sy het daai nag verklein. Ja, dit haar liggaam eers 'n hele week later gekry. Maar Johan, na die ongeluk, het hulle hom by die wrak gekry en hospitaal toe gevat. Hy blameer homself nou vir haar dood. Hy voel dat hy haar kon red. Ja, dit is 'n swaar las wat die man op sy skouers dra. Marie se begrafnis was seker een van die hartseerste dae van Johan se lewe. Die storie loop dat Marie se siel onrustig begin raak het toe Michelle haar so in Johan se lewe ingewurm het. Johan! Asseblief, asseblief help!
Hallo mens, wat maak jy alleen hierso? Dankie dat jy gestop het. O, Jesus. Wat maak jy in die koue? Ek weet nie, gee my asseblief net tot die naaste dorp te vat, asseblief. My skat, hierso. Dit gaan nou nie pas by jou rok nie, maar hier's dan vir jou iets om aan te trek vir die koue. Wees rustig. Waartoe gaan jy, my mens? Tot die naaste dorp. Dit's reg, my skat. Ek dink iets ondenkbaars het met my man gebeur. Dus, weet jy wat het gebeur? Kan jy my sê? Sorry, my ou trokkie is nie lekker nie. Maar ons sal by die dorp uitkom. Het jy honger? So sê vir my, wat het nou... Mevrou! Ek dink ek word moe. Die ding is af. Ek hoop nie weer by die porra garage paai nie. Jo. Johan! Ja, my oop lieg my. Dis mevrou. Is jy alright? Dankie dat jy gestop het. Nee, is reg my vrou. Is reg mevrou. Ek is nie seker wat gebeur het nie. My man het... kan jy my na die naaste dorp toe vat, asseblief? Nee, Uniondale is reg my vrou. Ek vat mevrou daar. Mevrou, hey, maar is mos gevaarlik hier alleen in die nag nou. Mevrou. 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 Jy mors jou tyd. Wat bedoel jy? Wie is jy? Wie is ek? Ek is en ek is nie. Die eintlike vraag is, wie is jy? En is jy regtig hier? Ek volg jou nie lekker nie. Het jy dalk jou kop iewers gestamp? Ja, hard.
Teen die lijkswaar se stuurwiel. Op slag dood. Dood? Jy lyk nie vir my dood nie. Boe. Hoe het jy dit gedoen? As mens dood is, kan jy enigiets doen. Alhoewel, daar is so 'n paar goed wat ons nie kan doen nie. Ons kan drink, maar ons kan nie dronk word nie. Ons kan... Jy kan eet, maar jy kan nie proe nie. Luister, ek weet nie wat jy vir my probeer sê nie. Kan jy my nie asseblief help om tot die naaste dorp te gaan nie? Ek kan jou nie help nie. Net jy kan jouself help. My hartjie, my lief, die son sak weg, die son sak weg, die son sak... Liewe bliksem! Papa, jou taal! Ekskuus my skat. Is ek mal of is daai 'n vrou in 'n Ja, kroon? ek sien haar ook. Gaan kyk of sy alright is, papa. Dit lyk of sy hulp nodig het. Gaan hoor gou-gou. Seentjie sit. Sit jy? Nancy, wat maak jy alleen so laat hier buite? Dis koud man, jy lyk so verkleind. Is jy alleen hier so? Waar is jou sakke? Ja, ek... Klim in. Ek is nie seker vir... Deel jou kombersie daar met die tannie, seentjie. Deel. Papa, wat was dit? Ek weet nie. Dalk is die deur nie vir stikkend man. Ons ry. Dis nie Willem Prinsloo bakkie daai nie. Stop. Laat ek nie kyk wat hier aangaan. Hierdie lyk nie goed nie. Gaan weer, papa, asseblief. Kyk. Willem? Johannes? Meneer van die Kek. Wat gaan nie aan? Hey, meneer van die Kek. Ek het hy vrou met die trourok. Ek het hom opgetel. Ek praat saam met haar. Sy verdwyn. Nee, Johannes, sy's in die kar. Ek het haar nog net opgetel. My man, die vrou is weg. Wat? Is van die Kek. Die vrou is weg. Johannes, wil jy vir my sê ons het 'n spook gesien? Hush. Kan nie wees nie. Het jy nie vir my ook enetjie nie? Wanneer ze aan dink nie. Sonja, sy is die orgelis in die kerk. En sy bestuur 'n hele plaas so op haar eie. Ja, al die mans in die dorp is agter haar aan, as hy wil niks weet nie. Ek in 'n geval nie nou tyd vir vroumense en hulle dinge nie. Ja, ek kry eerder vir jou 'n tweedehandse Jeep, minder probleme. Jy wil nie weet nie. Hoorie, ek het daarom tyd vir nog enetjie. Ja, maar goed. En dan vertel jy sommer 'n bietjie daai storie verder wat ons nou begin het. Nou Cornelius was hy 'n spook op die regte tyd, op die regte plek. O Cornelius. Hy was Willowmore se lijksbesorger. Nou hulle sê hy het een oggend met ontbyt in plaas van sy bloeddrukpil
sy slaappil gedrink. En toe nou net na ontbyt toe klim hy en sy 2 grafgrawers in die lijkswa 'n grafplaas toe om 'n nuwe graf te spit. Hulle sê hy's rustig in sy slaapdood. Nie so gillend en skreeuwend soos Amos en Phineas, die 2 grafgrawers agter in die lijkswa nie. Nou ou Cornelius. Nou hy's nou die een wat van Marie leer om te aanvaar dat sy dood is. Die son kan skyn. Jy sal nie warm kry nie. Dit kan sneeu. Jy sal nie koud kry nie. Dink so 'n bietjie mooi. Nou. Dis nie regtig koud nie, is dit? Nee. Dis nie koud nie. Maar Nee, hy Ons het 'n huilertjie hierso. Dis 'n kragtige spook. Kyk hoe lank kan jy jou asem ophou. So, Dit kan nie wees nie. Ag kom nou. Hi. Dis lekker om 'n spook te wees. Dis lekker om 'n spook te wees. Dit is of jy 'n mens is of 'n voël is of 'n vis. Kan nie wees nie. Ek is sopas getroud. Johan het soveel planne gehad vir ons toekoms. Wat gaan van hom word? Jy sal hom weer sien. Ek voel iets is verkeerd. Iets is uit plekheid. Ons is wat ons is. Ons kan nie daarteen baklei nie. Selfs in die lewe, as jy eers aanvaar wat jy is, dan kom jy agter. Dis lekker om 'n spook te wees, dit is. Maar ek wil nie 'n spook wees nie. Vir my man nie. Nou toe, kom. Kom ons gaan sien, kom. Maar ek moet jou waarsku. Soms is dit beter om te klou aan die gedagte van iemand as om jouself bloot te stel aan hierdie werklikheid. Kan ek regtig sien? Jy moet glo dat jy 'n spook is. Lewe in jou dood. Dan gaan 'n nuwe wêreld vir jou oopgaan. Sal ek terug? Kom ons gaan. Hou vas. Is jy nou reg? Dis hier iewers, né? Onthou nou net. Dis jy wat jouself hier vaskeer, hè? Maak jou gedagtes oop. Aanvaar. Kom. Is jy oor? Yes! Nou begin jy regkom. Dankie. Plesier. Dis 'n lekker om 'n spook te wees, dit is. Of jy 'n mens was of 'n voël, of 'n vis. Waarheen is ons op pad? Volg my. 'n Intelligente spook is die skaarsste tipe spook. En hierdie tipe van spook
het jy te doen met 'n intelligente teenwoordigheid wat met jou kan kommunikeer. 'n Intelligente spook is 'n gees wat poog om die aandag van die wat nog leef te kry. Hulle sit soms ligte aan en af, maak vensters en deure oop of skuif goed rond. Het jy al ooit gewonder wat gebeur met daai een kous wat uit die wasgoedmandjie verdwyn het? Cornelius, Moenie oopmaak nie, meisie. Loop deur. Mary, fokus. 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 Soms weet 'n spook nie dat hy of sy dood is nie. Hulle sit vas tussen twee vlakke van bestaan en is nie in staat om aan te beweeg nie. Soms omdat hulle sterk emosionele bande in die werklikheid het. Lyk my jy's 'n moeilike student. Jy het nog nie heeltemal aanvaar nie. Ek het nie gevra om hier te wees nie. Hoe kom ek hier weg? Jy's die enigste een wat kan besluit presies wanneer jy hier volg. Ek kan nie so iets vir jou leer nie. Dis Johan. Elke keer wat ek aan hom dink, dan... Het jy aan Johan gedink toe jy die deur vasloop? Jong, jy gaan presies moet uitvind wat dit is wat jou hier vashou. Jy kan nie vir ewig hier sit en wag nie. Daar's 'n baie beter plek om te wag. Bedoel jy das? Ja. Kom ons noem dit maar die hemel of die hiernamaals of waar die engelekore sing of waar die meisies wat harp speel. Hoekom het jy nog nie aan beweeg nie? Vir my? Ag nee, jy stel nie daarin belang nie. In elk geval, dis heeltemal te 'n lang storie vir hierdie fliek. En ek hou veel te veel af van om 'n spook te wees. Ek glo in waar. Ja, kyk ou Frankie. Nou het ek ook alles gehoor. Het hierdie ou storieetjie van jou ooit 'n einde? Hæ? Ek moet afval gaan kyk of my kar reg is. En net so wel buite gaan rook. Jy lyk dit jy seker al klaar. My hele kar lê uitmekaar uit. Jy kan bly wees vir ons as ek. Hier's baie goed fout met jou Amerikaanse kar. As dit vir my was, het jy langs die pad gaan staan in die middel van nêrens. Hoe lank gaan dit vir jou vat om al die goed terug hier in te sit? Ag, jy kan vir jou slaaplikkie kry oor kan die pad, jy weet aan Mimpie se huis, maar dit gaan lank vat. So môre dan. Dis lekker. Tot môre in hierdie dorp. Vandag is goeie Vrydag. Al die plekke van die dorp is toe soos 'n klei ons gat. En my tas?
Het jy my tas gekrap? My tande, jy gebruik my tandeborsel om die part te skoon te maak. Relax. Ek het ietsie nodig om jy goed mee skoon te maak, man. En jou mammie het vir jou gejok. Jy het nie tandeborseltjie nodig nie. Ek sê jou wat. Stel dat jy 'n bietjie jou werk doen en sit dit terug, sodat ek môre uit hierdie dorp uit kan pad gee. Verstaan jy my? Okay. Môre, Tamims. Môre sien, waarmee kan ek help? Ag, Tannie, ek Sta jy gaan help? Wat, Tannie, ek wil eintlik net weet of jy 'n kamer oop het vir vanaand. Ek sal eers in my besprekingsboek moet kyk. Dis lekker ding raak as jy hom sien. Jy weet, ek wil nou nie vir jou 'n kamer gee en dan kom jy nou 'n toergroep deur nie. Jy weet mos hoe gaan dit in hierdie besigheid. Onvoorspelbaar. Tannie, enige kamer man, 'n enkel Ja, kind, ek weet. Lyk my dis jou gelukkige dag. Ek het vir jou 'n lekker gesellige kamertjie. Kies jy bad of stort? Stort sal baie lekker wees, Dis dan. reg so, daar's 'n bad in die kamer. Nou maar ja, kom stap saam met my. Al wys ek jou kamer. Hoe laat kan ek vir jou 'n lekker boereontbyt bring? Vars gebakte eers van my eie en af. En onthou, hier is 'n ordentlike plek, nee. Ek heb mos julle jong mense. Al lawaai en 'n geramoer. Ek wil nie klagtes oor my ander gaste nie. Ek gaan kankery nie. Wat Tannie, ek gaan nie lawaai nie, beloof. Ja. Sal dalk net 'n bietjie. Ja, julle jong mense van vandag, julle weet nie. Want by dis die belangrikste maaltyd van die dag. Nou ja, sien jy so kamer. Baie dankie, Tannie. Dis reg, ja. Môre, môre. Môre, môre. Hoe gaan dit? Wat doen jy? Lekker, dankie. Skoon man. Het jy lemoen laat val? Dankie.
Ekskuus tog. Asseblief stap voor. Dis gaaf van jou. Baie dankie. En hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan goed. Daar's nie klagtes nie. Hoe gaan dit met George? Is sy been nou al beter? Weet jy, dit gaan definitief al baie beter. Die been kom mooi reg, so ek glo hopelik kan ons enige tyd gou weer gaan draf. Ek is so bly om dit te hoor. Gaan dit darm goed met jou op die plaas? Koop jy? Nou, dit is partykeer 'n bietjie moeilik, maar wat kan dit help om te kla nie, nee. R75 asseblief. Nou toe, stuur baie groete vir Willem by die huis, Baie dankie, lekker dag. En weer eens dankie. Dis 'n plesier. Sy het nog nooit so vir 'n man geglimlag nie. Jy's regtig bevoorreg. Reg. Maar wat maak jy op ons dorp? My kar het gebreek net buite aan die dorp. So dit lyk my ek gaan Paasnaweek hier by julle spandeer. Waar ek eintlik by my ouers moes gewees het. Die liewe Sonja, sy sou wat wil gee om 'n Paasnaweek saam met haar ouers te spandeer. Maar nou ja, jy 'n geweldige Paastyd en ek hoop ons sien jou sommer gou weer. Lekker Paasnaweek vir jou ook. Frank. Ek wil eintlik weet wie's daai meisiekind op die foto, maar die donker blouse wat ek langs die pad gesien het. So jy begin my nou glo. Nou na die begrafnis. Hi daar. Ek het gedink jy moet nie vanaand alleen wees nie en toe bring ek vir jou wyn en 'n gekookte bord kos en geselskap. Kyk hoe maar lyk jy. Iemand moet bietjie vir jou voer. Toe, skink vir ons wyn en sit rustig en dan skep ek vir jou op. Ek hoop jy eet patats. En aardjies. Aardjies is baie goed vir jou. En jy het al jou krag nou nodig. Johan? Johan? Een, twee, drie, vier, spinnekop, zij gooi jij koppie, oeh, ah. 1, 2, 3, 4, spinnekop, zij gooi jij rabbies, oeh, ah. 1, 2, 3, 4, spinnekop, zij gooi jij lijfie, oeh, ah. 1, 2, 3, 4, spinnekop, zij gooi jij lijfie, oeh, ah. 1, 2, 3, 4, spinnekop, zij gooi jij dansie, oeh, ah, oeh, ah, oeh, ah, oeh, ah. Sorry, oma Sonspa. Wie is jou oom? Staan 'n bietjie nader. Weet agter jou oortjies was mannetjie. Daar groei al geld. Is dit myne? Natuurlik. Groei nou agter jou ore, nie myne nie. Dankie oom. Speel weer verder.
Ja, Frank. Met alle respek, hierdie ou storieetjie van jou raak nou te langdradig. Kan mos nie met die deur in die huis val nie. Ja, wel, jy kom nie tot die punt nie. Wie is hierdie Michelle girl wat ek van wil weet? Ons is in elk geval nou te laat. Dalk kan jy môre verder praat. Maar goed. As jy dan die geselligheid so wil kortknip. Praat ons môre. Dalk. Wat maak jy? Ek is 'n bietjie verveeld. Is niks om te doen in hierdie dorpie. Wat maak jy nog hier? Ek wag vir my kar, maar ek wil so vinnig as moontlik uitkom. Is dit George se pille? George kry sy pille by die veearts. Nie by die apteek nie. Wag 'n bietjie, ek verstaan nou nie lekker nie. George is 'n perd. Nice. Wat maak jy in Willowmore? My kar het gebreek net hier buitekant. Maar my ma boer hier agter in die Baviaans, so ek is eintlik op pad na hulle toe. En jy? Wel, ja, my plaas is net buite die dorp self. Boeremeisie. Weet jy wat? Willowmore is eintlik glad nie so wyd nie. Ek weet nie so mooi nie. Ek kan nie wag om hier uit te kom nie. En nou? Groet jy nie mense hier wegstap nie? Mens groet mos net iemand wat jy weer gaan sien. Ons kan 'n plan maak. Jou kar nog nie klaar nie. Moenie vra nie. Nog 'n bier? 'n Groter. Ja, swaar. Iewers is 'n bouing al oor. So. Het Michelle toe moed opgegee met Johan. Dan self vir 'n bus gaan ingooi of iets. Michelle, is nie sommer iemand wat opgee nie. Nee, wat jong. So. Jare wat later. Toe het Johan so eentjie uit die dorp uitgetrek en 'n werkswinkel begin. En ek kyk, Johan kon enige ding met 'n stikkende engine regmaak. As hy maar net 'n motor was en sy hart 'n engine. Johan.
Shell. Laas wat ek gehoor het is jy in die stad. Ek het maar 'n bietjie deurgekom vir die lang naweek om met my ouers te kom kuier. Maar ek hoop jy gee nie om dat ek jou vra nie. Sal jy 'n bietjie kyk? My kar fluit snaaks. Maar ek blameer hom nie. Dit is so goed om jou weer te sien. Luister, oor die laaste keer. Jy hoef jouself glad nie aan my te verduidelik nie. Die waaierbelt. Ek kry is weer volgende week van hulle in voorraad. Dis nie goed nie. Luister, sal jy my dalk kan plaas toe neem? Dis nie 'n probleem nie. Trok is nou net reg. Sjoe, het lyk my jy het 'n bietjie 'n vrou in jou lewe nodig. Moet ek bekommerd wees oor my kar as jou kar so klink? Mens weet regtig nooit met hierdie ou trok nie. So laat. En dit raak nou 'n bietjie moeilik om iemand te kry om my te kom haal. Jy's regtig welkom om hier te bly. Bly net hier oor kan asseblief. Dis nie lieks nie, maar is daarom skoon en netjies. Net as dit nie te veel moeite sal wees nie. Nee, saak is reg. Ek gaan bære jou kar. Hier is die spaarkamer. Jy weet ek byt nie. Dis wat julle almal sê. So, gaan ons 'n wyntjie drink. Ja, juffrou, kan ek vir jou reël. Klink goed? Sjoe, dit ruik lekker. Ek het nie te veel gehad om hier te werk nie. Ek gaan gou jou kar uitsorteer. Nie voordat jy nie jou ontbyt klaar geëet het nie. Kom, sit.
Ek stuur vir jou nuus oor jou kar sodra ek het. Goed so, sien jou later. Ek wou nou nie die nuus so breek nie, maar jy moes dit self sien. Dit beteken niks. Marie, jy het nog steeds nie aanvaar nie. Jy moet aanbeweeg. Ek sal vir ewig net vir hom wag. Ek's niks sonder hom nie. En wat as Johan eendag doodgaan en hy beweeg aan? Dan sit jy hier en wag. Ek sal dit weet. Ek sal dit voel. En toe so met die tyd het Michelle haarself so in Johan se lewe ingewerk dat hy later glad nie sonder haar kon klaarkom. Nee, het was nooit Johan se idee om verloof te raak nie. Michelle het dit maar so half op hom afgedwing. My liefste Marie. Ek word elke oggend wakker en soek jou lyf hier langs my in ons bed. Elke dag is so swaar en leeg sonder jou. In my hart weet ek gaan jou eendag weer sien. Ek het jou foto's gister afgehaal. Michelle is nou in my lewe. Vergewe my. Vergewe my. Nog een? Man. Nee. Dis 'n bietjie tyd vir vars lug. Ek sien jou later. En nou? Ek dink jy's nou al lank op jou maal op die plaas. Nee, jong, daai kar van my gaan nie hierdie naweek reggemaak word. Ek is verbaas jy het enigstens iemand gekry wat oop is nou. Miskien kan ek vir George leen en bietjie by my maale gaan kuier. Nee, jou stadsboukie sal dit nooit hou nie. Maar leen my motor. Kan nie jou kar staan en leen nie. Kom nie. Jy lyk nou 'n heel betroubare man. Nie soos die ander ouens hier op die dorp nie. Leen my motor. Gaan nie vir my reg voel nie. Ek het regtig nêrens om te gaan die naweek nie. Vat my kar. Dis glad nie 'n probleem nie. Wil jy vir my sê jy het geen planne vir Paasnaweek nie? Nee, nie wat ek sê nie. Het my taakies en my goedjies vir my besig hou. Op die plaas, met mos. OK. Ek sê offer aanvaar op een voorwaarde. Jy kom saam met my na my maale toe. Nee. Nee, ek gaan nie net so by jou ma se huis opdaag nie. Jy ken ons generasie ouers man. Hulle maak genoeg kos vir almal agter die berg ook. Plus, my ma maak die beste eiservarkies in die hele wêreld. Kyk nogals van eystervark. Ek kan regtig nie wat môre by die kerk wees. Ek kan regtig. Ek sal vir jou wag tot na die diens man. OK. Maar op een voorwaarde. Jy kom na die diens toe. Ek sal heel voorsit. Deal.
Tiel, sien jou môre. Sien jou môre. Spooke. Spooke. Jongman, wat rumoer jy so? Dis nie ek nie, Tannie Mempie. Wie is dit dan? Seker jou katte. Dis nie my katte nie! Gedra vir jou. Kom ons bid saam. Die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen. Amen. Dit is so ja. Ek het gedog jy gaan nooit uitkom nie. Ek kan mos nie sonder jou by jou ma gekuier nie. Ek dink sy gaan meer bly wees om vir jou te sien as vir my. Maar sy ken my nie eers nie. Ek ken my ma. So ek moet bestuur. Jy gaan ry. Madam. Dankie. Wat is daai? Waar kry jy hierdie ding? Dit is 'n bitter lang storie. So waar kry jy hierdie ou kar? Dit is my ma se kar. Ek weet dis 'n ou kar, maar dit laat my nog so baie aan haar dink. Wat weet jy van die spook van Union dan? Ek verstaan dit was vriende van my ouers of my ouma. Ek weet nie, maar ek glo nie in spooke nie, so. Ek het nou net al te veel stories gehoor. Stefan, sien my kind. Hoe gaan met jou? Ag, ek is so bly om jou te sien, my Lekker weer te kind. sien. Pa, wat sê jy? Gaan die dinge? Welkom man. Ek wil graag julle voorstel vir Sonja. Hallo oom. Hallo Sonja. Aangename kennis. Dis lekker om julle te ontmoet. Ek het baie van julle gehoor op wat Ai, en dan wil jy so 'n soen gee. Kom ons gaan dan. Kom ons gaan nou. Welkom hier by ons. Dankie, dis so lekker. Vader, sien die voedsel aan ons liggame en maak ons opreg dankbaar daarvoor. Amen. Amen. Soos vleis en aardappels. Altyd saam.
Baie dankie vir julle En kuier. ek gaan vir jou kwaadlik neem as jy aan die weer van spring nie. Dis reg. Dis pa. Alles vir die beste. Sterkte sien Jy weer. moet mooi ry. Gou kom Ons kuier, skyn. né? Kyk mooi na hom. Ek sal so Mooi ry my kind. Bye. Tata. Kom gou weer. Waar bly jy? Hierso, by die hotel. Hierdie plek is al jare toe. Wat bedoel jy toe? Ek het 'n kamer hier gehuur. Is dit skoon? Ja wel. Ek kan regtig nie klaar nie. Miskien het hulle 'n nuwe eienaar gekry. Baie dankie dat jy jou kar kom doen net vandag. My ma het dit baie geniet. Ek moet sê ek moet vir jou dankie sê. Ek het die dag uit regtig nodig gehad. Ja, dit is regtig spesiaal. Ek sê kom groet môre voor ek ry. Jy beter. Daar's hy. Nou Frank. Ek is hier vir bier vandag nie. Ek is hier vir die res van my storie van jou man. Gaan mors eerder met die liefde. Nie met drank nie. Johan en Michelle is toe later van tyd verloof. Michelle was so opgewonde, sy wou dadelik na haar ouers ry om die goeie nuus te vertel. Johan het met 'n woedende onrustigheid in hom in sy trok geklim en heel in gedagte weer uitgery na die plek waar Marie oorlede is. Ek het al mense hoor praat dat toe hy vir Marie sien, sy in 'n blits van wit lig verdwyn het. Nou ja, ou Swannie het die storie anders vertel.
Marie was na die dag nooit weer met 'n oog langs die pad gesien nie. Al hierdie stories wat jy hoor is 'n klomp bog. Marie en Michelle het niks met die spook van Uniondale uit te wy nie. Hulle is al twee dood, begrawe en hulle siele rus nou by die Here. Nee, wag. Die spook van Uniondale, soos dit bekend is. Die spook van Uniondale was die vrou van 'n biker. Wag, gee om. Kan ek hierdie storie vertel? Ou mevrou Krause was op pad na haar man se begrafnis. Langs die pad met 'n mandjie appels, beruil vir 'n geleentheid na Kimberley. Sy het 'n bus probeer aftrek om haar op te laai. Die drywer het haar nooit raak gesien. Heel toevallig op dieselfde plek waar Swannie sy Beetle gerol het. En dit is die regte spook van Uniondale. Bla 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 bla. Luister, is my kroeg hierdie. En is my weergawe van die storie. Jy moet maar self besluit wat jy wil glo. Die spook is nog al die jare hier doenig. En veral wat ons weet, bly spooke reg onder ons neuse. Môre Tamipi. Wat die hel? Swats! Swice! 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 Swice jou rubbish. Kan nie wees.
Sonja. Sonja. Jy sal vir my 'n hartaanval gee, meisiekind. Dit lyk vir my asof jy 'n sterk whisky nodig het. Is dit nie bietjie vroeg vir whisky nie? Whisky probeer jy nog dieselfde. Wat weet jy van die hotel waar ek gebly het hierdie week? Hoeveel tyd het jy? Lekker om jou weer te sien. Waar was jy die hele tyd? Bietjie in Steytlerville. En jy? Willemo. Sal ons bietjie gat kyk. Wat gat aan? In Kimberley. So back vir die dop. Op 'n donker pad buite Uniondale staan daar 'n spookmeisie. En jy wonder, ken jy haar? Deesdae is ou mevrou Krause langs die pad te sien, om die beeld van haar jonger self. Sy treur nog die dood van haar oorlede man, wie se begrafnis sy nooit bygewoon.